Maar ek 'n groot ene in Durban, dit is die Sharks tuis teen die Stormers. Die groot vraag is nou, kan hulle doen wat hulle in die Kaap gedoen het? Maar die Stormers het nou baie voor te speel. Partykeer is dit moeilik om weer so 2 keer in 'n ry te wen, maar dit gaan nie toeswees vir die Sharks nie. Kan hulle dit 2 keer in 'n ry doen en die Stormers in Durban wen? Dis eintlik vir die lekker van so back-to-back coastal derby. Is dat dit wat jy verkeerd gedoen het, kan jy regstel? Die vraag is, hoe groot en hoe seer was die hou wat toegedien is aan die Stormers nou? Want behalwe vir die ego wat dalk nou so 'n bietjie geskend is, wil ek vir jou sê, dit was regtig 'n groot upset geweest. En die Sharks sal hulle self 'n goeie kans wil gee op tuisveld om hierdie ene 2-2 te maak. Ja, en dit was 'n groot upset of 'n verrassing geweest, juis oor die tuisveld. En dit is 'n groot bondgenoot gewoonlik. En dit gaan nou weer 'n bondgenoot in Durban wees. Maar dit is amper dat die Sharks effens meer om te verloor. Maar dit is 'n nuwe wedstryd. Ek weet daar's beserings op flank veral vir die Sharks en dit kan 'n groot verskil maak. Veral as Siya Kolisi nie 'n fikse toets slaag nie. Dit is 'n groot komponent veral in die kleedkamer. Dit is daar waar die Stormers dalk nie kan terugkom, maar sprake dat Ivan Roos kan terugkom. So hulle is dalk weer sterker op die losvoorspelers. Aan die Sharks se kant weet ek Tsutsuka, Pepsi Buthelezi en Siya Kolisi het so 'n hinkepink van die veld afgestap. So dit sal 'n groot vraagteken en 'n groot bekommernis vir JP Pietersen wees. Ek weet voorlangs is daar ook 'n beseringskwel in Bongi Mbonambi wat sommer nog in die voorwedstryd of die opwarmingswedstryd of die kapteinsoefening het hy 'n besering opgedoen en het ook glad nie gespeel nou die naweek nie. So daar is groot spelers wat groot impak kan maak aan die Sharks se kant en ek dink dis daar waar die Sharks dalk bietjie in die kort end kan trek. Die Stormers is gelukkig, hulle het geen beserings op die stadium van die geveg merkwaardige groot diepte beïnvloede beserings nie, maar dit is soos jy sê, daar is hier en daar 'n speler wat 'n vraagteken het. Ek hoop net dat dit nie te groot impak gaan hê op die Stormers nie, want soos jy sê, die Sharks mag dalk bietjie meer hê om te verloor, maar by die Stormers se kant, hulle is besig om nou in 'n gedrang te wees van tuisveld uitspeelrondes en alhoewel dit nog 'n tydjie is, jy wil jouself vestig in daai posisies. Ja. Die Stormers het 'n klomp wedstryde in 'n ry gewen, eers omdat hulle nie die kompetisie verloor het. Hulle is nou tweede na die Wesley Warriors wat voor is. Maar belangriker nog vir die Stormers is hulle het 3 tuiswedstryde gehad teen hulle Suid-Afrikaanse spanne. So dit is maar die lotings was. So moeilik vir hulle is hulle moet nou in Durban speel, hulle moet in Johannesburg speel en in Pretoria speel. So hulle 3 moeilike wegwedstryde. Op 'n goeie seisoen kan jy hopelik 2 van daai 3 wen. Een van die 3 het jy nie te sleg gevaar nie. 3 van die 3 is 'n regtig goeie prestasie, maar dit sal bepalend wees vir hulle in hulle kompetisie hoeveel van hierdie wegwedstryde kan wen. En Durban is nou die eerste ene. Net so op die span vinnig met Sasha Feinberg en Komazula en Reinagh. Dis maar wat jy gesien het. Springbok tree het hulle goed gedoen. Dink hulle trek dit deur na die Stormers toe ook begin hulle voete vind? Ek dink hulle begin hulle voete vind. Ek dink regtig dit is 'n skakelpaar met as jy daai 2 in ag neem met die ervaring van 'n Reinagh wat vir Sasha Feinberg en Komazulu wat geweldig baie selfvertroue het, ook bietjie rustiger maak. En dan sit jy nou iemand soos Damian Willemse aan sy buitekant en daar's verskeie spelers wat Sasha gaan help om rustig te wees. Ek dink Sasha is ook een van daai spelers wat gewys het met die kwaliteit bal wat Reinagh vir hom gee. Hy eintlik al rustig is. Hy kry homself maar in 'n baie goeie posisie en ek dink dit speel 'n groot rol met die goeie bal wat voorlangs vir hulle gegee word, maar ook die tipe skramskakel wat iemand soos Kobus Reinagh is. Wat vir my baie lekker is om te sien, hy het gewoonlik daai 2 treetjies gegee voordat die bal weggegee het. Hy's baie vinnig van die grond af nou vir my na Sasha toe, wat ek dink Sasha nog beter help. So daai 2 gaan nog verseker baie wedstryde saam by die Stormers en ook vir die Groen Goud speel.